Ek groet u natuurlik in die naam van ons Christus Jesus, ons koning, ons verlosser, ons saligmaker. Ek is Jacques Pieters en dan natuurlik hierdie is ons Bybelstudie, die verheerliking, die tweede gedeelte daarvan. En as jy my wil kontak 07202022615 WhatsApp of oproep. Maar WhatsApp is beter want dan kan ek antwoord wanneer ek kans kry, of jy kan my e-pos stuur by Jacques een woord @gmail.com. JACQUESJPIETERS @gmail.com. Ons gaan natuurlik nou aan met die boek van Openbaring, wat vir ons natuurlik 'n gunsteling is in hierdie tyd waarin ons lewe, want ons weet verseker, elkeen van ons wat die Bybel lees, weet verseker, elkeen van ons wat al Openbaring gelees het, en selfs die ou profetiese boeke in die Ou Testament, ons is verseker dat ons lewe in die laaste uur. Ons het nog tyd oor voor die wederkoms van Christus. Ons het nog tyd oor voordat die groot verdrukking begin. Die tribulation in Engels wat hulle dit noem. Maar vir nou kan jy my woord vat dat ons is nog in Matteus 24 vers 1 tot 14. Sien, ons nog baie dinge wat moet gebeur. En ek glo ons het nog 'n paar jaar tyd voor die groot verdrukking gaan plaasvind. En dit is juis omdat ek Openbaring deurgelees het, bestudeer het, saam met die ou profetiese boeke. En daarom wil ek u ook inlig, sodat u ook versekerd kan wees dat die tyd wat ons het is natuurlik min. Enige tyd, enige dag kan enige iemand gaan. En tot dan moet ons seker maak ons saak is reg met Christus. Ons lewe in volheid, sodat hy ons geroep het om te lewe, om as disippels diensknegte te wees van hom natuurlik. Openbaring 1 vers 6 sê, en ons gemaak het konings en priesters vir sy God en Vader, aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. Van ons gaan priesters en konings wees. As jy Openbaring 20 gaan lees, jy kan dit vinnig gaan lees, gaan kyk 'n bietjie wat staan daar geskrywe. Openbaring 20 vers 1 tot 6 kan jy lees, en dit is waar die konings en die priesters in die 1000 jaar vrede gaan lewe. Nou, daar's baie leringe wat deesdae omgaan en sê, ja, maar die aarde het al voorheen bestaan, die 1000 jaar vrede is al verby. Moenie jou bekommerd oor wat daai mense sê nie. Gaan volgens die woord. En hoe meer jy hiermee ingaan, en hoe meer jy dit lees, wat die woord sê, nie wat mense sê nie. En nou die woord waarsku ons, daar gaan leringe inkom, wat die gees van God nie het nie, Judas 1 vers 19. En hulle kom om verdeeldheid te bring. Moenie na alles luister nie. Baie dinge klink goed, dit klink mooi, dit klink reg, maar glo my, die 1000 jaar vrede moet nog kom. Sodat ons deur die Openbaring gaan werk, sal jy dit sien, jy sal self agterkom, en sodat ons ook teruggaan in ander skrif in, uit die woord uit. Vers 7 sê, kyk, hy kom met die wolke, en elke oog sal hom sien, ook hulle wat hom deursteek het. Onthou, wanneer Jesus kom, met sy wederkom, staan die dooies eerste op. Hulle kom uit hulle grafte uit. Net soos ons nou gelees het in die vorige ene, in Matteus. Toe Jesus gesterf het aan die kruis, het hulle uit die grafte uitgekom. Nou hierso gaan hulle ook uit hulle grafte uitkom. En ek wil net byvoeg, ons moet verstaan dat die disippels van Jesus het ook verwag dat die wederkoms gaan plaasvind in hulle leeftyd, en daarom het hulle so gepraat. So ons moet verstaan dat dit wat hulle gespreek het hulle gespreek ook vir hulle tyd, waarin hulle geleef het. Maar natuurlik het hulle nog nie alles verstaan nie. En nou, 2000 jaar later, verstaan ons meer. Ons weet dat wanneer Jesus kom, ons kan kyk in 1 Tessalonisense 2, vers 15 sê, want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly, tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenis hoegenaamd nie sal voorwees nie. Want die Here self sal van die hemel neerdal met 'n geroep, met die stem van die aartsengel,
en met geklank van die bassein van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Die martelaar sal eerste opstaan. Die wat in Christus gesterf het. En onthou, hulle gaan in hulle graf te staan. Daar gaan 'n verheerliking plaasvind. En dan vaar hulle op om Christus in die hemel te ontmoet. Nou, ek gaan nie nou te veel praat nie, ek gaan, sodat ons aangaan met die boek, verder verduidelik. So onthou dit wat ek vir julle vertel. Skryf vir jou boek, skryf neer, maak notas en leer saam. Want die sê vers 7 ook, onthou, Tessalonisense is geskryf min of meer voor Openbaring. Dalk in dieselfde tyd. Onthou, 70 jaar na Christus was die tempel weer verwoes. So, Tessalonisense was geskryf min of meer 53 tot 62 jaar na Christus. Terwyl die boek van Openbaring geskryf was in omtrent 95 tot 97 na Christus. En dit is toe Johannes nou al op Patmos as 'n gevangene gedien het. So, daar's 'n tydsverskil van ongeveer 20, 30 jaar, dalk omtrent 40 jaar, tussen Tessalonisense en Openbaring. So ons kan verstaan dat die boek van Tessalonisense wat geskryf was deur Paulus, het al reeds 'n openbaring gemaak, wat weer eens in die boek van Openbaring geopenbaar word, jare later. Maar kom ons gou terug by vers 7 van Openbaring. Kyk, hy kom met die wolke en elke oog sal hom sien. Ook hulle wat hom deursteek het, met ander woorde, hulle gaan opstaan uit die dode uit. Hulle gaan opkom. En hulle gaan hom sien. En al die geslagte van die aarde, dis hoekom al die geslagte van die aarde sal oor hom rou bedryf, ja, amen. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, sê die Here, wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Die woord, of die woorde kom met die wolke, roep Daniel sy gesig van die seun van die mens, Daniel 7 vers 13, Matteus 24 vers 30, en van Christus se hemelvaart sien Handelinge 1 vers 11 daaroor en in herinnering. Elke oog dui daarop dat Christus se wederkoms oral in die heelal sigbaar sal wees. Jy weet, 30 jaar terug sou ons nog getwyfel het daaraan, en so mens gedink het, wel, as Christus, kom ons sê, hy gaan spesifiek na die berg Sion toe, daar waar die tempel behoort te staan. Hy gaan spesifiek soontoe. Op daai oomblik sal daar kameras wees wat dit gaan sien. Wat gaan sien hy kom af soontoe. En almal sal dit op die TV gesien het, maar vandag kan ons sê, almal gaan dit op sosiale media sien, op ons fone. Want soos wat dinge gebeur deesdae, is dit al reeds op ons fone deur sosiale media versprei. Sekere goed versprei baie vinnig, en ek is baie seker, wanneer Jesus afkom, aarde toe, sal elke oog hom so sien. En dan natuurlik sê Jesus ook hierso, hy is die Alfa en die Omega. So die feit dat die Here homself as die Christus eerste en laaste letters, as die eerste en die laaste letters van die Griekse alfabet beskryf, beteken dat hy die begin en die einde van die hele skepping verteenwoordig. En dan vers 9 sê natuurlik, ek, Johannes, julle broeder en deelgenoot in die verdrukking en in die koninkryk en lydsaamheid van Jesus Christus, was op die eiland wat Patmos genoem word ter wille van die woord van God en om die getuienis van Jesus Christus. Die verdrukking, wat bedoel Johannes die verdrukking? Is hy nou in 'n verdrukking? Die apostel Paulus het voorspel dat daar baie verdrukkinge sou wees. Handelinge 14 vers 22 en Johannes identifiseer sowel die lyding van die ander gelowiges as sy eie ballingskap op Patmos as deel van die probleme. Die groot verdrukking verwys na die tyd wanneer God sy grimmigheid op die aarde uitgestort sal word. Markus 13 vers 14 tot 23 wat in groot besonderhede in hierdie boek Openbaring uiteengesit word.